Sal stil staan by ons, Here. Dat my lippe sal aanraak met 'n koolvuur van die altaar vanmôre. Dat ek die woord sal aflewer soos wat U wil hê, dit moet afgelewer word. Ons vra vir U, wees saam met ons verder deur die diens, in U naam ontvul. Amen. Die wat die Bybel saamgebring het, kan dit oopmaak in Lukas 19. Lukas 19 vers 1 tot 10. Die gedeelte waaroor ek vanmôre wil praat is oor Sageus. Ons het 'n koortjie gesing in die sonneskool wat sê en Sageus was 'n kleine man. En 'n baie kleine man was hy. En hy klim toe op in die willevye boom om die meester te kan sien. Maar toe die meester daar verbykom, kyk hy op en sê, Sageus, klim nou af, want ek wil by jou huis gaan. Halleluja. Vers 1 tot vers 10 sê vir my, en hy het in Jericho gekom en daar deurgegaan. En daar was 'n man met die naam van Sageus, die hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in 'n vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daarlangs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Sageus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en het hom met die blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het 'n sondige man tuis gegaan. Maar Sageus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4 dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het jy die redding in hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook die seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Halleluja, ek wil hê jy moet jou geestes ook vanmôre die toneel saam met my kyk. Sageus was 'n kort mannetjie. En hy moes hardloop, want die mense was hoog en groot en langer as hy, so hy kon nie vir Jesus sien nie. So wat moes hy doen? Hy kon 'n geluidjie van hom, het hy gehardloop tot by die eerste en die laaste vyeboom, en hy het in die boom geklim, en van tak na tak, en op 'n groot tak gaan sit, om God te kan sien. Hy het gesê, ek moet in die boom klim, want ek wil graag die man sien, waarvoor almal van praat. Die man wat net voordat hy verby gekom het, 'n blinde laat sien het. Die persoon wat almal van praat, wat sê, daai man doen wonderwerke. Hy moes en hy wou graag vir God gesien het. Dis hoekom hy vooruit gehardloop het na die volle boom toe, om te eind te kan klim, om God te kan raak sien. Om te sien, wie is die persoon van wie almal praat. So ek wil vanmôre vir jou vra as kind van God, het jy na die naaste vyeboom toe gehardloop, en in die takke opgeklim, en in die bome geklim, om te kan sien, wie is die God, waar almal van praat. Doen jy dit volgende? Of staan jy hier onder op die grond, en probeer kyk wat gaan aan, probeer tussen die mense kyk. Want daar's mense wat Christelik groter is as jy. Want jy het nog nie gegroei nie. So jy moet vanmôre in die vyeboom kan inklim, om te kan sê, Here, ek wil sien wie U is. Ek wil kyk wie U is vanmôre. Ek hoor van al die wonderlike dinge wat U op aarde gedoen het. Here, maar ek het nog nooit gesien nie. Ek het dit nog nooit beleef nie. Ek wil vanmôre vir jy klim op die vyeboom vanmôre, dat jy kan sien wie God werklik en waarlik is vanmôre. Jy weet, dit is vir my so wonderbaarlik. Die oomblik toe die mense sien, of toe God aankom, wonderbaarlik daarvan. Hy het nie vir Sageus onmiddellik gesien nie. Hy het nie gekyk eers na hom toe nie. Maar hy het geweet as God wat daar wees, dat Sageus sit in die boom, om daar te kan wees. Dit Sageus was 'n verskriklike man. Hy was 'n willeman.
Die woord gebruik, verskoon vir die woord. Hy het jou geroof waar hy kan. As jy jou geld kon steel, het hy dit gedoen. As jy verby wil gaan, het hy jou 3 dubbels gevra. Of jy moet sy plek verby te gaan. So hy het ryk geword uit skelmigheid uit. Maar God het dit raak gesien. En hy het aangekom, hy het geweet, hy het gevoel, daar is iets wat gaan gebeur vanmôre. Daar is vanmôre iets wat gaan gebeur, terwyl ek op die stad kom, terwyl ek op die pad loop, is daar iemand wat my nodig het vanmôre, wat ek weer by my stil staan, en vir hom goed kan doen, sodat hy ook my kan leef, vir my kan lewe, en my kan ken. God het geweet, daar is iemand. So weet hy vanmôre van jou wat hom nodig het. Hy weet jy hom vanmôre nodig. So hy gaan by jou swyeboom kom stil staan. Dit Sagius het daar gesit, en ek sien dit op my geestesoog. Daar het sy takke gekyk. Oef. Man, hierdie lang man, ek wens hy nou 'n bietjie uitsien kan toestaan, of net bietjie laer sit. Bietjie afbuig, want ek ook kan sien wie God is. Hy het 'n plan gemaak, hy het 'n plan probeer maak, en hy het seker gemaak dat hy God kan sien. Dan van God vanmôre, het jy 'n plan gemaak, het jy iets gedoen om God vanmôre te kan sien. Of het jy net gesê, ag ek gee nou maar moed op, die lang man is op my pad, of die tak van die boom is op my pad. Of het jy vanmôre gesê, Here, ek wil vanmôre kyk, ek wil sien wie u werklik is vanmôre. Ek wil vanmôre weet, dat as ek kyk, ek na die regte persoon kyk vanmôre. Nie na die persoon langs my, of die persoon daar buitekant die Here. Ek wil vanmôre in die boom beweeg, en die takke wegvat vanmôre wat my hinder, sodat ek u kan raak sien vanmôre, en vir u kan kyk, om te sien wat u werklik doen vir ons. Weet, Sagius beteken onskuldig en skoon. Hy was regtig nie onskuldig en skoon nie. Want hy die mense, soos ek gesê het, geroof, left, right en center. Hy het gedoen net wat hy wil. Hy was 'n gehate man in sy gemeenskap. Niemand het van hom gehou nie. Jy mag vanmôre voel, dat jy 'n gehate persoon is in jou gemeenskap. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit is nie. Daar's iemand wat kyk vir jou. Daar's 'n mooi koortjie wat ons altyd sing. En dit is so wonderbaarlik. Dit om ons baie lank as gesing, ons sal weer kry, sê, iemand sal bid vir jou. As jy voel alleen vanmôre, en jou hart wil skeer vanmôre in twee, is daar vanmôre iemand wat vir jou gaan bid. Daar is iemand wat jou vanmôre gaan opdra. Daar is iemand wat vir die Here gaan sê, Here, kyk asseblief na Martin. Here, ek bid dat jy vir Martin sal toevou, dat jy hom sal nader trek, en dat jy hom sal sy paai op hom. Iemand gaan vanmôre vir jou bid. Kan ook jou ma wees of jou pa. Maar iemand gaan vir jou bid. Sodat God, as hy aankom na jou boompie toe, hy weet, ek weet, daar's iemand wat my nodig het. Daar's iemand wat wil sien hoe lyk ek en wat ek kan doen. Kom ek wys vir daai persoon wat ek vanmôre kan doen. En wat ek die beste van my vermoë vir hom sal gee. Weet, dit is soos ironies. Het gestap, die skare het daar gestaan. En hy het gaan stil staan voor die boom van Sagius, waar ek sit het. En gesê, Sagius, klim af, want ek moet vanmôre na jou huis toe gaan. God sê vanmôre, kind van God, klim uit die vyeboom uit. Klim af vanmôre, want God wil vanmôre saam met jou beweeg. God wil vanmôre saam met jou in jou moeilikheid instap. God wil vanmôre saam met jou in jou huis instap, om jou omstandighede wat jy is, vir jou te kan regmaak, om jou te kan help, om op die regte pad te kan kom, sodat jy kan weet, ek is vanmôre saam met God, wat saam met my is. Hy stap vanmôre saam met my. Ek het hom nie geken nie, of ek het geweet van hom, maar ek het hom nog nie gesien of ervaar nie. God sê vanmôre, gaan jy my ervaar. Jy gaan ervaar vanmôre wat ek vir jou kan doen. Jy gaan vanmôre ervaar dat ek 'n God is wie ek sê ek is. Ek is nie iemand wat vir jou belofte gaan doen en dit nie gaan nakom nie.
En my woord sê ek vir jou, ek sal vir jou voorsien. Halleluja. Jy weet, maar hier kom het nou. Toe afklim, het Sagius onmiddellik ervaar, dat die persoon na wie toe hy stap, is nie sommer net enige persoon. Hy het gevoel dat die persoon is nie net 'n gewone mens wat hom altyd gehaat het en hom altyd wou seermaak nie en altyd kon iets doen met hom nie. Hy het gevoel op daai stadium toe hy nader kom, dat hierdie man, as ek aankom, begin my lyf bewe, my bene begin loskit, want dis 'n God, dis iemand hierdie wat kragtig is, dis iemand wat waarlik iets gaan doen, sonder om 2 keer te dink. So het my bang geword. Ek glo het bang geword. En hy het gevoel dat die krag van God sterk op hom is en daar is. Jy weet wat die Here sê vir hom, ek moet vanmôre na jou huis toe gaan. Sorry. Ons kon tog. Sagius kon sy leiwagte en enige iemand in sy paleis of sy groothuis waar hy gebly het, hy kon enige iemand gestuur het na die skare toe waar God beweeg het en vir hulle gevra het of gesê het, gaan sê vir die Here hy moet bietjie by my huis omkom. Hy moet vir my kom besoek. Hy kon dit gedoen het. Maar hy het nie. Hoekom nie? Dis 'n vraag daai wat ek vanmôre graag vir jou wil antwoord. Hoekom het Sagius nie sy leiwagte en sy dienaars en almal gestuur om vir God te gaan haal nie? En vir hom te sê, Here, kom maak 'n draai by my huis nie. Want God het 'n afspraak met hom gehad. Nie by sy huis nie. Eerste afspraak wat God met hom gehad het, was by die vrye boom. So God het daai geblok, sodat hy voor die mense in die skare kon gesien het, dat God met hom wil praat. Wat wil vanmôre sien, hy wil met jou, met die mense om jou sien, hy wil met jou praat. Hoe gaan hy dit regkry? Deurdat jy oorgee aan hom en sê, Here, hier is ek. Maar die wonderlikste is, hulle daar stap Sagius, saam met die Here, saam met die skare, en die eerste ding met die skare doen, toe God met hom praat, is hy sê, hoe kan die Here met jou huis ingaan? Nee, wat gaan nie aan? Daai ou is 'n sondaar. Hy dien nie God nie. Hoe kan die Here nou na sy huis toe gaan? Maar ons wat hom volg altyd, elke dag van ons lewe, by ons huise gaan hy nie in. Hoekom? Want God is hier om die wêreld te kom red, die wat nie gered is nie. Jy is al gered. God gaan nie nou op dat stadium, hy gaan kyk na jou. Maar op daai stadium het hy die behoefte gehad en die begeerte gehad om by Sagius se huis in te gaan. Want die man was verlore. God moes hom gaan help dat hy kon terugkom op die pad wat God wil hê hy moet wees. Dis hoekom hy na sy huis toe gegaan het. Halleluja. Maar die wonderlikste van alles is, hoe Sagius is daar so, trotse man. Ek kyk in die huis van my. Jy moet kom kyk. Jy moet my meubels kom loer. Jy moet my gordyne kom sien. Jy moet my beddegoed sien. Wie wat hy gehad het. Maar die wonderlikste van alles is, toe die Here instap saam met hom in die huis, toe begin Sagius klein word. In homself. Daai groter wante man wat klein was, wat 'n beheer was van alles, het begin voel, is nie meer dieselfde nie. Hierdie man is nou in my huis. Dinge verander nou. En hy is nie meer so mooi soos wat hy vir my gelyk het nie. Nou voel ek nie meer so ryk soos wat ek gevoel het nie. Here, wat nou, hoe? Mense, wat gebeur nou? God het in hom gewerk om vir hom te wys en sy gedagtes te verander, dat rykdom en alles weelde wat hy vanmôre het, tel my God vanmôre niks. Maar wat vanmôre tel is jou persoon, jy is persoon, en jou siel, want God wil jou siel red vanmôre, en God wil jou siel aanraak, en jou liggaam aanraak, en hy wil jou vul met die Heilige Gees vanmôre, so jou weelde en alles wat jy besit, beteken vanmôre vir God niks.
En hy kyk deur dit, en hy sien jou raak. Hy vanmôre kyk hy na jou as persoon, en hy sien nie dit wat jou weelde is, en jou goedertjies wat jy daar het nie. Weet, ons as Christene is baie geneig. Soos ek gaan vanmôre die voorbeeld vinnig gebruik. 'n Kersboom, wat daar staan. Pragtig. Praat ek waar, die boom alleen, net die boom, pragtig. En julle kyk my vanmôre. Ek sê die Kersboom net daar ongeversierd is pragtig. Dit meen nie saam nie. Ek sê vanmôre vir jou dat daai boom is mooier as met die versierings wat hy op het. Want God het daai boom gemaak. Alles wat God gedoen het was mooi en dit was pragtig. Maar ons as Christene is baie geneig. Sien ons daar sê, jy's nou vanmôre, vat jy sien jouself vanmôre as 'n kerkboom. Hier sit jy aan dingetjies. Hier is nog 'n bietjie. Ek moet daai enetjie ook kyk, hierdie enetjie lyk mooi hier so saam met my. Die kleur gaan pas by my. Ons is geneig om te veel tielantuitjies op ons bome te sit en vir die wêreld te wys al die tielantuitjies wat ons in ons lewens het en alles wat in ons besit is. Maar ons is nie geneig om vir die wêreld te wys dat hierdie boom is sonder tielantuitjies nie. En ek dien God. Ek het 'n God wat na my kyk. Ek het nie nodig om tielantuitjies by my te hê nie. Ek het nie nodig om opgemaak te word sodat die mense kan sien ek is 'n kind van God nie. Jy moet 'n kind van God wees op 'n boom net sonder tielantuitjies. Sonder dat daar enige iets is wat jy mooi maak vir die wêreld. Want die wêreld is nie daar om mooi gemaak te word nie. Maar God is daar vanmôre. Het is soos die boom sal wees skoon en rein en vir hom sal lewe tot eer en verheerliking van hom. Halleluja. So nadat hy daar ingestap het, het hy gevoel, Here, of vir homself, niks is meer waarde. Ek sien nie meer eintlik veel waarde in nie. En God het vir hom gesê, jy's ook deel van Abraham. Dus wat ek en jy deel van kinders van Abraham, kinders van God is. God het hom gesê, Zacchaeus, laat staan die dinge wat jy doen. Laat staan. En luister na my vanmôre. Luister vanmôre wat ek vir jou sê. Jy is 'n kind en jy's 'n afstammeling van Abraham. Ek het vir Abraham beloof dat hy sal 'n volk hê wat groot is. God het beloof vanmôre, jy's 'n kind van Abraham. Jy's 'n kind van God vanmôre. Hy het vir ons gesê, toe hy vir Abraham gesê, ek gee die wêreld aan julle. Ek sal voorsien vir julle tot die dag wat ek sal kom. God voorsien vanmôre vir ons. Hy mag nie vir jou voorsien in weelde miskien nie, maar hy voorsien vir jou grootliks goddelike bystand. Die Heilige Gees wat hy beloof het, hy gaan vir ons stuur. So hy voorsien vir ons vanmôre dat ons kan sterk word en kan wees soos wat hy vra. En op daai stadium toe Zacchaeus en die Here vir hom sê, Zacchaeus, jy is deel van Abraham. Het hy vry geword. Ons het daai weelde van hom al begin wegvat. Daai gedagtes van die weelde. En dit het vir hom begin duideliker word. Ek kan nie meer al die weelde hê nie. Ek kan nie meer die mense so indoen nie. Ek moet ook nou, omdat ek deel is van Abraham se geslag, moet ek ook nou uitgaan. En ek moet ook gaan verkondig aan die mense, dat daar is 'n God wat wonderwerke doen. Daar is 'n God wat genesing verskaf. Daar is 'n God wat my paaie gelyk maak. En ek is deel van die geslag van Abraham. So Zacchaeus het dit begin besef. En die eerste ding wat hy gesê het, Here, vergewe my. Sorry, Here. Ek vra om verskoning. Ek sal alles wat ek van die mense afgesteel het, vir hulle viervoudig teruggee. Nie net eenvoudig nie,
viervoudig. Die mense wat ek te nagekom het, Here, sal ek ook vir hulle goed teruggee, dubbel as wat ek gevat het. Al wat God vanmôre van jou as kind van God vra. Jy's deel van Abraham, jy's 'n kind van God. Al wat hy vanmôre vir jou vra is, 1% van jou liefde wat God vir jou gegee het. Net 1% om vir jou medemens daar buitekant te gee. En 1% om vir die mense daar buitekant te gaan sê, dat daar is 'n God vanmôre wat lewe. Daar is 'n God vanmôre wat genesing kan beskaf. Daar is 'n God vanmôre wat jou probleme kan oplos tot eindigheid. Tot die dag wat hy gaan kom. Dis al wat God vanmôre van ons vra. 1% van jou tyd. En ek beloof jou, as elkeen van ons vanmôre, soos ons Sagias dan uitgaan, en 1% van ons lewens vir die mense daar buitekant gee, om te wys, jy's 'n ware kind van God, gaan die kerke leeg word, agtervol word in die wêreld. Daar gaan te min kerke wees, om die mense te huisves. Daar gaan nie genoeg plek wees nie. Ek het dit al gesê voor, ek gaan vir sê. So 'n paar jaar terug is daar 'n opname gemaak, van al die teruggevalle siele, Brakpan, Springs, Boksburg en Germiston. Hier daai 4 dorpe. Dat as al die teruggevalle mense terugkom na die kerke toe, na God toe, is daar nie genoeg plek op die stadiums, die kerke, die skoolsale, die ekuroleniese sale nie. Daar's te min plek om die mense te huisves in die areas. Nou ek wil vanmôre vir jou vra, as jy 1% van jou tyd vanmôre vir God gee, 1% of vir die mense daar buite kan gaan wys, vir 1% van jou, dat jy as 'n kind van God en lewe soos een, is dit nie genoeg plek in ons kerk vanmôre nie. Nie genoeg plek by die lewende Christus nie. Is daar nie genoeg plek by die volle evangeliekerke nie. Is daar nie genoeg plek by die baptiste nie. Daar gaan nie genoeg plek wees vir die mense om te huisves, wat die woord van God wil kom hoor nie. Daar gaan te min plek wees vir die mense. So ek wil vanmôre vir jou vra. Ek gaan afsluit. Hy sê vir ons in die laaste versie, vers 10, met weer vir jou lees. Hy sê van die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Nou wil ek vanmôre vir jou vra, jy mag miskien nie verlore wees nie, maar jy mag 'n bietjie, of laat ek so stel, jy is nie totaal en al verlore nie. Jy het dit 'n bietjie afgedwaal van die pad af. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, dat God sê vanmôre is die dag, die oomblik wat hy vir jou gaan nader bring, en vir jou die pad weer gaan wys, waar jy moet loop, en hoe jy moet loop. En hy sê vanmôre vir ons, ek gaan dit vir jou sê, hy sê vir ons, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red die wat verlore is. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit is die groot reël van God se koninkryk. Om jou te soek die wat verlore is, en te red die wat verlore is. Dis die eerste ding wat God wil hê. Hy wil verlore siele gered hê. Hy wil verlore siele wat afgedwaal het terugkry. Ek gaan jou vra as 'n ouer, jou kind was stout, wat maak jy? Deesdae mag jy mos nie meer. Deesdae moet jy vir hom sê, kom boetie, sit in daai hoekie op hy stoeltjie, luister nou mooi vir pappa. Jy mag nou nie meer dit doen nie, want dit is nie baie mooi nie. Liewe Jesus se kindertjies doen dit nie. Jy kan nou nie dit doen nie. Ag asseblief my seun. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, die woord van God sê, buig daai boompie terwyl hy jonk is. Amen. So gaan God jou boompie vir jou buig. Hy gaan jou iets sê. Ek sê nie dat God jou gaan slaan die hele tyd, maar hy gaan jou 'n pak slaag gee van jy van die pad afgedwaal. So jy gaan maar moet ietsie kry. My pa het vir my gesê, doen dit weer, en jy sal vir 2 weke nie sit nie. En dit het waar geword, as ek het gedoen het, ek kan vir baie dae, gaan nie skool toe, dan sit jy saggies, dan vra die kinder by die skool, hey, die lekker pak gehad, sê ek,
Want ek het gevoel, maar ek het nie weer gedoen wat ek oor pak slaag gekry het. So gaan God jou vanmôre, hy gaan vir jou pak slaag uitdeel. Maar hy verwag dat jy nie weer dieselfde moet verkeerd doen nie. Jy moet soos 'n Sagius word, en jou probleme wat jy gemaak het, en jou probleme wat jy het, moet jy erken en sê, Here, ek gaan dit nie weer doen nie. Ek gaan nie weer dit doen nie. En my slaaf was genoeg. Ek het genoeg gehad. Maar daar's 'n spreekwoord wat sê, some of the people will never change their minds. They don't want to change their mindsets because they are suckers for punishment. Daar's baie Christene wat 'n sakker is vir punishment. Hy doen elke keer dieselfde, dan kry hy pikslaag. Sorry, môre presies dieselfde ding. Dan kry hy weer pikslaag. So, man, hou op om 'n sakker te wees vir punishment. Dien God. In leer en in waarheid. Sê vir hom, Here, ek wil die pad volg wat jy wil hê ek moet volg vanmôre. Ek wil soos 'n Sagius 'n ommekeer maak. Here, ek wil vanmôre uit my vrye boompie uitklim. En ek wil U tegemoet loop vanmôre, sodat ek met my kan deel en my kan verander. Dit is waarom Here se pad geloop het. Die skare van die Here. Hy loop 'n pad met hulle. Jo. Hy is deur Jerusalem. Hy is deur al die lande, al die ompaaie. Almal het hom gevolg. Soos wat die Here gegaan het, het hy wonderwerke gedoen. Soos wat hy gegaan het, het hy mense laat sien, blindes, kreperes laat loop. Dalk dooies opgewek. Maar die woord van God het bly ingaan. Ek wil vanmôre vir jou vra, word 'n Sagius vanmôre. Klim vanmôre uit jou vrye boom uit en sê, Here, ek wil jou volg. Hy is vanmôre as hy by jou huis. God is vanmôre in jou huis. Hy is môre by jou werk. En nou in jou kar klim as jy in jou kar. Hy is alomteenwoordig. En dan God sê vanmôre vir ons, klim uit jou vrye boom uit. Want ek wil vanmôre by jou huis wees. Ek wil vanmôre na jou huis toe gaan. En ek wil vanmôre daai huis nie vat as 'n gebou nie. Maar ek wil vanmôre die huis vat as jou liggaam, vanmôre jou siel. Klim uit daai vrye boom uit. Dat God in jou huis kan inkom vanmôre. En dat hy jou kan verander, sodat hy kan weet, en jy kan weet, Here, ek gaan jou volg. Halleluja, ek het klaar gepraat, amen. Sluit die hoofde. Is daar iemand wat vanmôre wil sê, pastoor, ek wil vanmôre uit my vrye boom uitklim. Ek wil vanmôre, en ek wil vanmôre God tegemoet loop. Halleluja. Here, ons kom vanmôre na U toe, met harte wat oorloop van dankbaarheid. Here, ons wil vanmôre sê, ons wil nie meer in die vrye boom wees nie. Ons wil soos 'n Sagius uit die vrye boom uitklim vanmôre, en ons wil U tegemoet loop, Here, en U tegemoet gaan, en vir U vra om in ons huis in te kom vanmôre, en vanmôre ons huis vir ons skoon te maak, Here, om te verander, in ons huis wat verander moet word, Here, sodat ons U kan lewe, volg, en kan lewe, tot in alle ewigheid. Die naam kan groot maak. Here, ons wil soos 'n Sagius uitgaan en die wêreld gaan wys daar buitekant dat daar is 'n God wat lewe. Daar is 'n God wat waar is in sy woord. Daar is iemand wat genesing kan verander, kan gee. Daar is iemand wat siele kan red. Daar is iemand wat vanmôre krankheid kan regmaak. Baie genade maak vanmôre, Here. Ons vra dit ons vanmôre verdien nie, maar uit genade ons sê vir U dankie daarvoor. Amen en amen. Halleluja. Verskoon tog.